Hallo almal, welkom terug by Gee Afrikaans, se playlist op Motivation and Truth. Ek het 'n vraag wat ek wil uitsit en die vraag wat ek wil vra is: wil jy verstaan word? Wil jy verstaan word? Ek is die vraag gevra en deur myself, nie spesifiek iemand anders nie. En dit het my die laaste jaar het dit vir my baie voorgekom in wat ek persoonlik deurgegaan het as 'n persoon, as 'n Christen, as 'n seun van God, en dit wat aangegaan het binne in my kop deur 'n incredible siftingsproses en dit waardeur die Here met my persoonlik gewerk het basies daarop neergekom dat ek oor en oor vir myself die vraag gevra het: waarom wil jy so graag verstaan word? En dit was 'n beautiful proses wat net die Heilige Gees my regtig kon antwoord. Geen persoon kon dit vir my antwoord nie. Ek het 'n enorme hoeveelheid seer gedra, 'n enorme hoeveelheid skuldgevoelens en emosies, en ek is deur 'n beautiful proses van 'n jaar waardeur net die Here kon inkom, my hand vat en saam met my die pad deur dit stap. Maar later het ek agtergekom hoe die Heilige Gees self die vraag na vore toe bring: Peer, waarom wil jy verstaan word? En so een van die vrae wat ek spesifiek dan hier uitsit is: wil jy verstaan word? En ek wil graag 'n getuienis vir julle gee en met julle deel as deel van ons Christenloop, en dit van progressive righteousness en seisoene wat God soms in ons lewens toelaat deur die bekragtiging van die Heilige Gees, waar ons werklik waar soms deur seisoene sal gaan waar ons totaal en al misverstaan sal word. En jy kan staan vir 'n spesifieke ding en beleef hoe jy reg is en hoe dit is volgens dit wat jy ervaar die Here vir jou sê, en jy sal wil verduidelik aan ander waardeur jy gaan, maar dit sal nie sin maak vir iemand anders nie. En daarom is sulke seisoene spesifiek deur God beplan om jou stil te kry en jou afhanklik van hom te kry. En daarom hom toe te laat om jou baie diep vrae te vra, want binne in daai diep vrae kom daar sekere sere en sekere leuns na vore, soos wat die Heilige Gees dit in 'n gentle plek reveal. En dit is die mooiste proses as ons God toelaat om na daai diep kamers van ons hart toe te gaan. So as my vraag is: wil jy verstaan word? Dan is die antwoord nie ja of nee vanaf jou of my kant nie. Die antwoord ultimately is: laat jouself daarom toe om deur God verstaan te word. So wanneer jy in 'n dialoog, in 'n gesprek met God teenwoordig kan word, betrokke kan word, nie teenwoordig, betrokke kan word, dan sal jy begin beleef hoe die Heilige Gees daardie antwoorde na vore bring as toe hoekom het jy so nodig om verstaan te word deur ander mense. Soms is dit 'n vrees uit misverstaan wat kom vanuit rejection, vanuit vrees van verwerping, vanuit vrees van vorige sere in mense lewens, en indien daai kamers van ons lewens toebly met leentjies in, kom daar nooit lig in nie. En dit is wat die Heilige Gees in progressiewe regverdigheid in elkeen van ons lewens wil doen. So ek wil graag 'n getuienis met julle deel, want ek het onlangs weer gedink aan daai getuienis, en ek het in my lewe teruggekyk en besef hoeveel keer in my lewe het ek al beleef dat ek misverstaan word. Maak nie saak hoe ek probeer verduidelik het nie. Whether ek as 'n seentjie groot geword het in 'n huis met 4 kinders, wat ek die derde van die 4 was, 'n broer en 2 susters in ons huis, my pa en my ma, hoe ek soms beleef het, ek voel nie ek word verstaan nie. Maak nie saak hoe ek dit probeer verduidelik nie, is asof daar soms net woorde kort kom binne in die taal wat ons probeer gebruik, en dan het jy 2 verskillende perspektiewe, jy het 2 verskillende opinies rondom dit. En soms is daar situasies en omstandighede waar die Here ons pertinent insit, nie om deur ander verstaan te word nie, maar omdat hy met ons besig is in 'n spesifieke plan, wat in sy plan en sy groter plan inval.
En ons moet bereid wees om in absolute nederigheid nie altyd te wil reg wees of altyd te wil hê dat ander moet verstaan nie, want dit gaan nie altyd so werk nie. So een van my getuienisse kom vanuit 'n beautiful psalm wat ek glo almal verstaan en almal ken. En ek gaan die psalm vir julle lees, maar ek sal nou dit op die skerm gooi, die spesifieke vers waartoe ek wil verwys, want dit is 'n beautiful vers. So ek gaan Psalm 23, gaan ek vinnig scan. Hy is hier voor my op my foon, so ek gaan lees. Die Here is my herder, daar is niks wat my ontbreek nie. Hy laat my lê in groen weivelde. Na water waar rus is, lei hy my. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die pad van regverdigheid tot eer van sy naam. Wanneer ek loop in 'n baie donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want U is naby my. U stok en U staf beskerm en ondersteun my. Ek gaan daar stop. Dit was tot by vers 4, want die vers wat ek nou wil lees en op die skerm wil gooi, is vers 5. Dit was 'n klomp jare terug waar sukses in besigheid spesifiek gelees was rondom finansies en dit wat ingekom het en die testimony wat ek kon share oral waar ek gegaan het, was 'n finansiële testimony van God se goedheid en hoe ons hom vertrou het en hoe ons spesifiek 'n incredible bonatuurlike inkomste vanaf God ontvang het na 'n baie lang proses van geloof en karakterbou. Wat gebeur het spesifiek is, die Here het ingekom en met my kom praat en vir my gesê dat wat hy wil hê is, daar is 'n spesifieke projek wat hy wil hê, ek moet wegwys en neerlê. Nou die projek het baie geld ingebring, regtig baie geld. En wat ons gedoen het met die geld, was vir God se koninkryk. Dit is nie asof die geld die probleem was nie. Dit het nie ons korrup nie, want ons het deur karakterseisoene gegaan voor dit en presies gedoen met die geld wat God gesê het ons moet doen. Maar die uitkoms van hierdie spesifieke jaar, wat God gesê het is, ek wil graag hê jy moet die projek wegwys. Ek sal julle besigheid bou in 1 jaar sterker as wat julle dit kan bou in 10 jaar. En obviously wanneer God so iets sê, wat 'n mens dan sien, omdat my vorige bedanking by die korporatiewe werk wat ek gedoen het, gelei het na hierdie groot projek, hoe ons assume dinge gaan uitwerk wanneer God vir ons sulke woord gee soos dit, of woord so sterk soos dit, wat ons assume, is natuurlik beteken hierdie, daar gaan nog meer inkomste kom, daar gaan nog groter werk gebeur. So ons harte was reg vir, wel, miskien is hierdie die finansies wat ons genodig het om orphanages te bou, weeshuise te bou, om te care vir widows, om vir arme mense om te gee. So ons kan besighede begin waar ons werkskepping doen vir ander. So alles wat ons bedink het was koninkryk klaar. Dit was daarom die obvious assumption. As God sê bedank hierdie projek en hy bring soveel 100,000 rand 'n maand in, nou gaan dit eskaleer. Ons gaan nou na die miljoene toe gaan. Nee, dis hoe ons dink. So ek gedink het. Toe wat gebeur is, ek bedank die projek. En dis 'n baie langer testimony, daar's baie ryk lesse wat ek spesifiek lang teachings op kan gee, net vanuit die periode wat dit gevat het voordat dit begin sin maak het. Maar ek gaan nie nou in die detail ingaan van dit nie. Ek gaan net dit in kort sê. 1 volle jaar, 1 volle kalenderjaar, vandat ek het in my journal ingeskryf het, dis wat God wil hê, tot die volgende inkomste wat ons weer gekry het. 1 kalenderjaar. Nou, hier is wat ek wil sê rondom dit. Dit is beautiful wanneer ons stappe in geloof lei tot die feit dat ander mense geïnspireer word, want dit lei tot baie finansies, dit lei tot besighede wat ons disippelskap mee kan doen en ons kan koop soos wat ons moet, ons kan weggee soos wat ons moet, maar die moment wanneer 'n seisoen lank raak en veral nie deur almal verstaan word nie. Die moment wanneer 'n seisoen vanaf een perspektief op 'n sekere manier verstaan word en 'n ander perspektief van 'n ander manier af verstaan, dan gebeur goeders in seisoene soos daai waar jy nie verstaan gaan word nie.
En daai seisoen was een van daai seisoene waar ek totaal en al nie verstaan was nie. Maak nie saak wat ek probeer verduidelik het verander nie. Dit het bloot net gelyk asof ek gestraf word deur God, asof God my verpletter, asof dit waarop het neerkom is my disobedience. Ek was gesê my lewe is vol sonde. Ek is gesê ek moet repent van my sonde. Ek is aangespreek deur broers en selfs geestelike leiers. Ek was totaal en al nie verstaan nie. Maak nie saak hoe ek dit probeer verduidelik nie. Ek was nie verstaan nie. Ek moes myself deur die laaste seisoen herinner aan spesifiek daardie testimony. Van wat het God al vir my gedoen en waardeur was ek al in my lewe? En een van die vrae wat ek deur my laaste seisoen deurgegaan het, was amper, regtig amper, met 'n gees van selfpity, waar ek myself wou jammer kry vir hoe seer dit voel, om nie verstaan te word nie. Maar die Heilige Gees het ingekom en my geunction gehelp om nie daai vraag te vra nie. Hy het my gehelp om te herinner, wat het hy al vir my gedoen, en wat is sy beloftes, en wat sê die gospelboodskap, en wat sê sy woord oor sy plan. En dat ek nie sy plan, dat ek nie beheer het oor sy plan nie. En dat as ek bereid is om sekere goeders te doen as gevolg van die opinies van mense, en as gevolg van dit wat uitspeel in ander mense se lewens, en besluite wat seer is, aaklig is, awful voel, trust ek die Here vir dit wat hy gesê het, ja of nee, doen ek wat die Here van my vra, ja of nee, was ek bereid om in nederigheid voor die Here te staan, alles deur te gaan en seker te maak dat my lewe word gesif deur hom en hom alleen, die een wat die perfekte spieelbeeld is, die een wat sy lewe vir my gegee het, is die gospel in die voorfront van dit waarop ek staan, is sy woord waarvolgens ek leef. So, wat gebeur het deur daai seisoen? As ek terugdink aan daai spesifieke testimony wat ek nou oor share. Dit het gelei tot wat lyk soos 'n split. Dit het gelei tot 'n besigheid wat lyk asof dit collapse. Dit het gelyk asof ek 'n unrepented lewe lei in judgment. En geen hoeveelheid trane wat ek voor God gehuil het dit gelig nie. Want God word net nie geïntimideer waardeur ons intimideer word nie. Sy plan is net sy plan. En so dit waaraan ek herinner moes word, toe ek vir myself vra, waarom wil ek verstaan word? Is iets wat in die laaste seisoen vir my baie duidelik uitgestaan het en veral in die laaste seisoen baie duidelik vir my geword het is uit 'n vorige verwerping in my lewe, uit 'n vorige seer wat in my lewe gebeur het waarvan ek onbewus was, het ek sekere beskermingsmeganismes aangeleer in my lewe. Die vorige seisoen waar dit voorgekom het asof ek nie verstaan was nie, teen die laaste seisoen. In die laaste seisoen het die Heilige Gees soveel meer oopgebreek. My karakter en my persoonlikheid was al soveel verder en hy kon soveel dieper met my gaan. En ek prys die Here daarvoor en ek is seer vir die hoeveelheid ander mense wat moes seer kry of sleg dink of slegte goed beleef deur dit. Maar God bly in beheer. En so, toe ek teruggaan na daai testimony, waar die Here vir my wys, Peer, kyk gou na jou lewe. Sien gou hoeveel keer was jy al hier. Sien gou hierdie patroon. Ek wil hê, jy moet my vertrou. En so, toe ek teruggaan na hierdie testimony toe, en daai spesifieke testimony waarvan ek praat, 1 volle kalenderjaar, sonder 'n sent inkomste, gelyk asof die besigheid uitmekaar uitval, maar die Here het gesê, hy kan die besigheid sterker bou in 1 jaar, as wat ons sou kon in 10 jaar. Met alle accusations, met alle woord wat ander aangestuur het, met alle fights, met alle misverstande, 1 kalenderjaar later, elektriese krag afgesny in ons huis, op daai dag, geen meer geld, R120 oor in my sak, R120 wat ons eers gekry het, en ek kon vir my vrou toe sê, hey, kom ons gaan eet uit met R120, want die Here het my vanoggend 5 uur wakker gemaak, daai tyd, 5 uur wakker gemaak en gesê,
Jou geloof het die toets van tyd deurstaan. Vra my enigiets en dit sal so wees. Ek het vir die Here 2 goeters neergeskryf in my journal 4:15 die oggend. Ek het vir my vrou gesê, dit is so, die seisoen is verby. Ons het op my motorfiets geklim, ons het na 'n spesifieke restaurant gery. Ek het 'n hoendermandjie vol, soos 'n basket bestel vir ons, vir my en my vrou, en gesê, kom ons deel hierdie basket, want ek het 'n spesifieke skrif wat ek wil bid, en dit is die skrif wat ek wil lees vir julle. Ek het 'n spesifieke skrif wat ek wil bid hieroor, en ek wil vir die Here sê, dankie vir daai skrif, want na 'n jaar wat gevoel het soos hel, sit ons hier en ons eet hierdie, en God het nie gejok nie. Hy is nie 'n mens dat hy kan jok nie. So ek wil vinnig die skrif vir julle lees, hier kom hy. Die skrif wat ek wil lees is in Psalm 23 vers 5. U berei vir my 'n feesmaal voor, die oë van al my vyande. U verwelkom my as 'n eregas, deur my kop te salf met olie en my beker oorvol te maak. Weet julle wat het gebeur? Ons het gebid oor die kos. Ek het daai skrif spesifiek gelees, gequote, want ek ken hom. Hy sal vir my 'n feesmaal vir my vyande voorberei. Die geestelike is die vyand. Die geestelike kyk in op ons lewens en wil ons lewens vernietig. Die demoniese, die koninkryk van donker is teen dit wat God beplan. En so, as ons stryd vleeslik maak, dan wil ons verstaan word deur mense. Maar as ons insien ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, sal ons ophou om deur mense verstaan te wil word. Deur ons broers en ons susters en mense om ons die heeltyd verstaan te wil word. Daar is sekere goeders en sekere seisoene waar God in homself gaan seker maak dat ons nie verstaan gaan kan word nie. En so daarom, die mooi vir my van die testimony was, die oomblik toe ons daai gebed klaar gebid het, toe lui die foon, en die eerste ding wat ek neergeskryf het, 4:05, daai oggend, en hierdie was 4:05 die middag, het waar geword. 'n uur later het ons by vriende se huis gesit, en die tweede ding het waar geword. En dit was 'n anonieme inbetaling, en alles was in een moment deur God restore en reggemaak. Alle misverstande uit die pad uit, en ons kon presies uitleef deur daai volgende seisoen, dit wat ons moes doen. En weet julle wat? God het ons besigheid in 1 jaar sterker gebou as wat ons ooit sou kon, in 10 jaar. Want dit het vir God nie gegaan oor geld nie. Dit het vir God nie gegaan oor kantoor nie. Dit het nie vir hom gegaan oor groter kantore, meer mense aanstel, mooier matte, mooier glasvensters, mooier logos, meer besighede. Dit het vir God gegaan oor nader aan hom trek en hom trust met 'n plan wat net hy kan uitspeel. So as 'n reminder aan myself, moes ek teruggaan na 'n testimony soos dit deur die laaste seisoen van my lewe. En ek moes sê, Here, dit is so seer om nie verstaan te word nie. Dit is so seer om te probeer verduidelik dit wat ek kan sien en dit wat U reveal en dit wat vir my in die lig kom. Maar daar is sekere goeders, sekere seisoene waar ons nie verstaan sal word deur ander nie. En dit is daar waar ons moet seker maak dat ons nie in idolatry, soos wat die Engels dit sal sê, in afgodsdienst sal ingaan van onsself, omdat ons onsself aanbid en reg wil lyk voor ander mense nie. Dis daar waar ons bereid sal moet wees om verkeerd te lyk vir ander mense, beskinder te word, beswadder te word, gegossip te word, en net te verstaan ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. So wanneer ons voor die kruis van Jesus Christus gaan staan en besef, Here, help my om in te sien wat my portion aan my situasie is. Is daar enigiets wat U vir my wil uitlig? Is daar enigiets wat U in my wil doen hier? Dan sal seisoene soos daai die mooiste, rykste, beautifulste gifts raak in ons eie harte in. Want God sal dieper in ons sny as wat enige mens ooit sal kan sny. Sy woord is skerper as 'n tweesnydende swaard.
So ons kan vrede maak met die feit, dat in daai seisoene, weet God. God verstaan alles. En op die regte tyd, sal hy 'n feesmaal vir ons voorlê. En ek wil hê ons moet die volgende verstaan. Ons vyande is nie broers en susters in Jesus nie. Ons vyande, wanneer hy sê hy sal vir ons 'n feesmaal voorberei, is nie mense nie. Ons het een vyand en sy naam is Satan. God sal Satan se strategie en plan altyd op die regte tyd deur geloof en vas staan in die lig bring, en dan sal God se kerk wen. Dit sal so wees, en daarop sê ek, amen. Lief vir julle, hoop dit het iemand aangeraak, en as jy huidiglik deur 'n seisoen gaan waar jy bietjie misverstaan word, wil ek vir jou sê, God verstaan. Trek nader aan hom. Hy sal nader trek aan jou. Vra die regte vrae, en hy sal jou lei. Trek nader in die comforter wat die Heilige Gees is. Laat hy jou comfort bring. Kies lewe en vrede. Fokus op hom. Elke sekonde van elke dag. En wees bereid om deur mense misverstaan te word. Want tot op die regte tyd, wanneer die Here besluit nou, dan sal ons sien hoe sy plan alles ten goeie laat meewerk. Dit is amazing. Hoop dit het iemand gebless. As jy enigstens vra het, as daar enige iemand is wat 'n spesifieke angle tot iets sal wil weet, skryf dit vir my op die e-pos wat na die tyd op die skerm sal wees. En wees net gebless.